Dat is in hierdie naam waaruit ons gered is. Is in hierdie naam wat ons verlos is. In hierdie naam is ons gedoop. In hierdie naam het ons gesterf en weer herlewe. In hierdie naam, in hierdie naam, in hierdie naam is daar vergifnis vir ons sondes, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Halleluja. Ek het die ander naam om u in te groet. U is wonderlik begroet in die kapasiteit waartoe die Here u gered het. Prys sy soete naam. Halleluja. Dankie. Wonderlike voorreg om te kan weet dat die eerste Paasfees is in Exodus, is by die uittog van die Israeliete uit Egipte uit. Toe God vir hulle 'n weg gebaan het, toe daar gelyk het dat niemand vir hulle deur gaan kom nie. Toe dit gelyk het dat Here ons bid al hoe lank, maar ons straf word al hoe swaarder. Die laaste plaag wat God oor Egipte gebring het, oor Farao se huis gebring het, was die dood van die eersgeborenes. Maar Christus Jesus bring vir ons lewe deur sy dood. Halleluja. Sy bloed. Ek moet teruggaan en ek wil vir julle sê dat in die begin het hulle vir die priesters, wanneer hulle gekom het om te offer en sommer vir die vergifnis van sonde, dan het hulle lamme, bokke en stede of beeste geneem en vir die priester gegee by die tempel om namens hulle te gaan offer, sodat die Here hulle kan vergewe vir hulle se sondes. Nou die tempel het so gewerk, daar was die tempel, die binnehof, dan die tempelhof en dan die heilige en dan die allerheiligste. Nou die priester moes in die allerheiligste van heiligstes moes hy gegaan het om te offer. En nie enige een kon daar ingaan nie. Jy moes skoon van gewete, hart en liggaam wees om daar te kan survive. Want God is heilig en in sy heiligheid is daar reinheid en daar is netheid. En die Bybel sê dat die priesters moes 'n tou om die middellyf vasgemaak wanneer hulle gegaan het om te gaan offer. En as die Here jou offer goed gevind het, dan het die priester gesurvive. Maar as daar fout was met jou offer en God het dit nie aanvaar nie, het daar dieselfde priester wat vir jou vergifnis gaan vra, gesterwe. Hy sou sterwe sodat jy kon lewe. En vandag sit ons hier met 'n priester wat vir ons gesterwe het, maar ons sit met die seun van God. Ons is die seun van God. Hy het nie 'n tou nodig gehad om in die heiligdom aan te gaan nie, want hy was van nature heilig. Amen. Halleluja. En as die bloed van stede en beeste en skape en bokke is vandag nie meer nodig nie. Dit skiet kort. Dit sien dit skiet kort. Dat 'n punt gekom waar God gesê het, maar die bloed van hierdie diere wat ek met my hande gemaak het, is te swak om die volk se sonde te vergewe. Ek het 'n sterker bloed nodig. Ek het 'n skoner bloed nodig. En hy kyk in die hemel rond. Hy kyk oor die aarde. Vir wie sal hy kan stuur? En wie sou dan kan gaan om 'n rein bloed te offer? Daar is niemand op die aarde. Daar's niemand op die aarde wat rein genoeg gevind was om daai job te vat nie. Daar's 'n lied wat sê, who would be found worthy in the heavens and the earth to pay the price of sin for everyone? Who can win a victory over hell, death and the grave? En as hy antwoord, he's the lion of the tribe of Judah, Jesus Christ, the Son. He alone is worthy. Hy alleen is waardig. Die Bybel sê dat het stil geword in die hemelruim, toe Jesus sê, Vader, hier is ek, stuur vir my, ek sal gaan. Ek sal gaan. Jy sien sy bloed, is nie natuurlik soos ons sinne nie. Nee? Sy bloed
het niks flaws in. Hy het 'n perfekte bloed, maar in sy bloed is daar heiligheid. He's got divine blood. And it's the divinity in his blood that set him apart to pay the price for our sins. Otherwise it could have been any man. But even our blood came short because our iniquities is too great. Ons oortredinge is te groot. Daarom skiet ons se bloed kort om enigiemand te red. Halleluja. Ons se bloed skiet kort, maar sy bloed was die perfekte offer. En kyk maar daarna, na die perfekte lam geoffer was daar geen offer meer nodig nie. Daarna sit ons met die oorwinning in sy bloed. Ons sit met die oorwinning in sy bloed. Ons almal ken die verhaal van die kruisiging. Het begin wat Jesus in hegtenis geneem was en waar hulle hom weggelei het en waar hy voorgekom het en hoe hy gemartel was. Maar ek wil vandag met u net oor 3 aspekte van die kruisiging en die dood van Jesus, net so 3 aspekte wil ek met u deel. Eerstens die voorsienigheid wat hy vir ons bring. En dan tweedens die bewys dat hy is die seun van God. Hy is die seun van God. En dan derdens die getuienis van hulle wie nou nie geglo het nie, dat hulle toe wel moes glo. Halleluja. Die Bybel sê alles hierdie dinge het gebeur sodat die skrif tot vervulling kan kom. Ek wil dit nie my storie maak, ek lees graag vir in Johannes hoofstuk 19 vir die wat saam met my daardeur wil stap. Johannes hoofstuk 19. Al 4 evangelies praat van die kruisiging van Jesus Christus. Al 4 evangelies gee 'n verskillende weergawe van wat die persoon wat die evangelie skrywe gesien en geërvaar het in daai oomblik. Dis 4 verskillende oogpunte. 4 verskillende weergawes, maar dieselfde subject matter. Het gaan oor presies dieselfde saak. Daarom moet ons nie verbaas wees as ons deur die evangelies lees en nou sien sekere dinge is nie wat in Matteus is nie in Markus nie, of is nie in Lukas nie, of is nie in Johannes nie. Is okay. Dis hulle eie persoonlike ooggetuie wat hulle daar neergepen het. Hulle eie point of view, so die Engelsman gesê het, van waar hulle bevind het in die situasie. Selfde situasie, selfde subject matter, but a different point of view. Net soos ek en u vanmôre hier sit, elke een met ons eie point of view, want ons kom elke een per slot van sake uit verskillende rigtings uit by die kruis aan. God het ons nie almal saam op dieselfde plek gekry nie. Vir my moes hy verder dalk gaan haal as vir Jakobus. Vir Niklas moes hy dalk verder gaan kry as vir my. Ons level van sondepleeg is nie eers dieselfde nie. Ja, Here. Maar die beloning vir ons sonde was dieselfde. Amen. Bybel sê die loon van sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe. Halleluja. Hy het ons op verskillende plekke gekry. En hy het ons daar gered met die bloed van Jesus Christus. Ek lees vir die baie graag. Ek lees vir die, so ek sê Johannes hoofstuk 19, en ek wil vir die lees vanaf die 25ste vers. Hy sê, na by die kruis het Jesus sy ma, na by die kruis van Jesus het sy ma se suster, en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy ma sien, en die liefling disipel wat by sy ma staan, sê hy vir haar, vrou, daar is jou seun. Hy sê, daarna sê hy vir die disipel, kyk, daar is jou ma. Van daardie uur af het die disipel Jesus se ma by hom aan huis geneem. Eerstens, beloof Jesus sy disipels, dat ek sal julle nie begewe offer laat nie. Ek sal julle nooit alleen of wees agterlaat nie.
En hy's 'n waarmaker van sy woord. Hy staan op sy woord. Hy draai nie teen sy belofte nie. Daarom voordat hy nog aan die kruis hang, draai hy om en hy maak daai woord, daai skrif tot vervulling wat sê, ek sal vir jou iemand by jou los wat jou nie alleen sal laat as ek van jou weggaan nie. Sy ma sê, daar's vir jou 'n seun. En vir die seun sê, daar's vir jou 'n ma. Daar is vir jou 'n beskerming. Daar is vir jou 'n steunpilaar. Daar's vir jou 'n oor. Daar is vir jou 'n hulp. Daar's vir jou toevlug. Daar's vir jou toenadering. Daar's vir jou liefde. Ek los jou nie alleen nie. Hierna het Jesus, terwyl hy weet dat alles reeds afgehandel is, sodat die skrif vervul kan word, gesê, ek is dors. Vooraf sê Jesus vir sy disippels, ek as die fontein van wat? Lewende waters. Hy sê vir die vrou by die put, as jy maar net geweet het, dat as jy van hierdie water gedrink het, die water wat ek jou sal gee, sal jy nooit weer dors word nie of kry nie. Maar aan die kruis sê Jesus, ek, die fontein van lewende water, is dors. Laat 'n mens wonder, as hy sê, hy het die water wat niemand dors van word nie. Hoekom sou hy dan dors word? Hoekom sou hy verklaar, ek is dors? Dat het niks te doen met 'n behoefte aan hom nie. Die gedeelte voor dit sê die skrif duidelik, dit is sodat dit wat vooraf gesê was, tot vervulling kan kom. En vooraf was daar gesê dat hulle sal aan die seun van die mens suur wyn gee. Vooraf is daar geprofeteer dat hy wie kom om die volk te verlos, sal daar 'n oomblik kom dat hulle aan hom sal gee suurwyn of asyn om te drink. Sonder daai woorde, ek is dors, kan die skrif nie tot vervulling kom nie. En Jesus 'n leuen vertel toe hy dit gesê het, ek is dors? Nee. Nee. Die behoefte is ek het dors. Ek het dors. Dan sou dit gepraat het van hy het water nodig. Ek is dors. Is 'n situasie. Is 'n omstandigheid waarin ek my bevind. Ek is dors praat van 'n verwydering van, maar nie dat ek nodig het. Ek is verwyderd van, maar nie dat ek nodig het waarvan ek verwyderd is. Want ek is nog steeds die fontein van ewige waters. Ek is nog steeds die fontein van ewige water. Die feit dat hy dit gespreek het, spreek tot die vervulling van die skrif, want hy sê ook aan sy disippels, ek het gekom om die skrif tot vervulling te bring. Ek het nie gekom even om die wet weg te neem nie, maar net om dit tot vervulling te bring, sodat julle kan glo dat dit wat in die wet staan deur my Vader wel hier gesteel is. Daarvoor het ek gekom. Ek is dors spreek van 'n situasie. Ek is dors spreek van ek is verwyderd. Waarvan? Ek is verwyderd van die mense wat my lief het, of wie ek lief het. Liefde is 'n voorsienigheid. Wanneer ek iemand lief het, wil ek my alles en my beste vir daardie persoon doen. Maar in hierdie moment bevind Jesus homself alleen. En tog is daar baie rondom hom. Ek is verwyderd van, spreek van, ek is dors. Ek het dors, spreek tot die
behoefte aan water. Dan verklaar die Bybel. Toe die kruik, as jy 'n kruik vol suurwyn, het daar gestaan, soldate door spons vol van die suurwyn op 'n hyssoptak gesit en het teen sy mond het hy dit teen Jesus se mond gehou. En toe Jesus die wyn proe, het hy het geweet, nou is die job klaar. Daai was die teken dat dit wat hy gekom het om te doen, was gedoen. Halleluja. Daai was die teken toe hulle die suurwyn of asyn teen sy mond hou, en hy dit proe, toe weet hy, ek het my doel bereik. Daarom is die volgende woorde uit sy mond uit, dit is nou afgehandel. Die Bybel sê, dit is volbring. Die prys is betaal. Die verhouding is herstel. Die sonde is vergewe. Daar is nou 'n weg wat lei deur die Seun tot die Vader. Ons need nie meer om deur die hoofpriester te gaan nie. Ons need nie meer om by die tempel te gaan offer nie, want die weg is gebaan. Halleluja. Ek het 'n pad vir jou voorberei. In die wildernis. Ek het vir jou 'n rivier gemaak. In die woestyn. Want niemand kon hierdie ding wat Jesus gedoen het nie. Niemand kon teregwysing of die regte woord is vereenselwiging of restaurasie, reconciliasie tussen die God wat ons geskaap het en die mens sy skepping bring nie. Die metodes van ouds het nie meer gewerk nie. Dit het nie meer gewerk nie. Dit het nie meer gewerk nie. Ja, dat het vir 'n tyd lank het dit gewerk en toe het dit minder waardevol geraak. Omdat mense, kom ek sê vir jou, kom, mense het later van tyd net uit gewoonte gedoen. Sien, die priesters het gesterwe, dat hy mens gaan voortlewe, en het net volgende keer gekom om 'n ander priester sy offer te laat offer. Maar God moes ook na sy heiligdom kyk. Hy moes na sy priestersorde kyk. Hy kon hulle nie almal laat sterwe as gevolg van hardkoppige en moedswillige volk nie. Daarom sal die Here nie toelaat dat enigiets met jou gebeur nie. Jy sien wat hy vir jou en my die perfekte plaasvervanger het hy reeds vir ons gestuur. En die plaasvervanger kan net werk. Het kan net werk wanneer ek uit die pad uitstaan. In sport sal ons dit sien, dat wanneer iemand of seer kry, of die bestuurspan sien hierdie ouetjie is moeg, dan sê hulle, ruil vir 5 uit saam met Niklas, of ruil vir Niklas uit, sit vir 5 in. Dan wys hulle die kaart op, nommer 7 moet afkom, en nommer 11 gaan nou op. Nommer 11 kan net sy job gaan doen as nommer 7 van die veld af is. Die plaasvervanger kan net iets beteken as ek wat in die situasie is, pad gee. Uit die situasie uitbeweeg, dan kan hy iets doen. Tot dan toe weet ek, hy is daar. Almal weet, want ons is so lief om te sê, as jy me vraag, nee, wat geloof word, jy sê nie, ek is Christus. Want almal weet, daar is 'n God. Almal weet, daar is 'n Christus. Almal weet, daar is 'n heiland. Maar totdat ek nie vir hom plek maak nie, totdat ek hom nie herken nie, totdat ek hom nie aanroep as my zaligmaker nie, kan hy vir my niks doen nie. Hy kan vir my niks doen nie, totdat ek nie tot by hom gaan en sê, Here, ek het U nodig. Hier is ek, verander my lot nie. Dis in Jesus se dood sou geen betekenis hê as dit nie was dat die verhouding tussen die mens en God herstel was nie. Sou geen dit gehad het nie. Sou geen dit gehad het nie. Maar hy sien nie net, het hy 'n oppervlakkige dood gesterwe nie.
In die volgende 3 dae en 3 nagte gaan hulle die krag van die dood by die duiwel, sodat die lewe, die oorwinning van sy dood kan wees. Yes, mighty God. Halleluja. Jy moet dit verstaan, dat hy moes sterwe om die krag van die dood te vernietig, sodat die lewe deur sy dood krag kan ontvang. Ons sou nie 'n lewe tot oorvloed van lewe gehad het, as hy nie die krag van die dood geëien het nie, gaan hulle dit af gaan vat het nie. Ons sou dit nie gehad het nie, want het sou net nog 'n man gewees het, wat gesterf het. Die Bybel sê verder, toe sy, nadat hy gesê het, dit is volbring, dit is afgehandel, die prys is gebetaal, het hy sy kop vooroor laat val, en sy asem uitgeblaas. En aangesien dit die voorbereiding vir die Sabbat was, jy moet onthou, daar's 'n custom, daar's 'n orde, daar's 'n tradisie, wat hier ook plek moet vat. Daar's sekere dinge wat gedoen moet word, voordat die Sabbat kom, want op die Sabbat mag jy niks doen nie. Dis die wet wat so gesê. Ja. Die wet van Moses sê, die Sabbatdag moet jy heilig, en daarom mag jy niks doen nie. Nie jy of jou esel, of jou slaaf, of jou slavin, jy mag niks doen nie. So nou, as Jesus aan die kruis, en dit is, die Sabbat is naby, nou moet hulle voorbereiding tref vir die Sabbat. En dieselfde Jode, wat hom gekruisig het, sê aan die owerste, aan die keiser van daardie tyd, aan Pilatus, sê hulle, luister, die Sabbat is besig om nader te kom. Ons kan hulle nie daar laat hang nie, want hulle mag nie op die Sabbat aan die kruis nog hang nie. Hulle afbreek sommer hulle bene, dat hulle van die pyn vinniger kon sterwe. Nie verlos hulle, omdat hulle straf uitgedien het nie. Nee, maak seker hulle is dood. Onthou, die mense maak reg vir die heiligste dag. Maar voordat hulle kom, sweer hulle nog moord, blaas hulle nog moord. Hulle sê vir Pilatus, maak seker dat hulle dood is. Want die Sabbat is naby. Dis hoe skynheilig hulle was. En vandag kry ons nog steeds gelowiges wat Saterdag doen wat hy doen, sê wat hy sê, loop waar hy loop, sit waar hy sit, staan waar hy staan, want môre eers. Eers môre. Eers môre. Maar vandag kan ek nog my ding doen. Maar môre moet ek weer in my uniform wees. Môre moet ek weer luister. Ek wil vir u dit sê. God het geweet van die Jode in Jesus se tyd op die aarde, so hy weet van jou. Ja, Here. Hy weet van my. Hy ken ons. Hy sê, voordat jy in jou moeder skoot, in die baar van jou moeder geformeer was, het ek jou geken. Ek het jou geken voor dan. Hy sê, en voordat jy gebore was, het ek jou geheilig. Daarom kan ek sê, jy's myne. Want ek het jou van vooraf geken. Nou hierdie Jode staan daar gereed om reg te maak vir môre. Nou môre is dit die Sabbat, dan trek ons heilige kleed aan wat wys, ek practice die Sabbat, ek beoefen die Sabbat, ek behou die Sabbat, ek hou dit heilig. My deur is toe, my venster is toe, ek is binne in my huis, niemand roer op my werf nie, want dis die Sabbatdag. Maar gister was ek die een wat gesê het, maak seker hy's dood. Gister nog was ek deel van die kring van die spotters. Gister nog. Vanmôre is ek in 'n uniform wat iets anders sê. God weet van jou. God weet van my. Hy ken ons beter dan wat ons onsself ken. Jesus. Die soldate toe gekom met die bene eerste van die eerste een gebreek en ook die van die een aan die ander kant wat saam met Jesus gehang het.
Hulle was 3 op Golgotha. 2 rowers en Jesus in die middel. Maar kyk hoe mooi is dit. Kyk net hoe mooi is dit. Hulle breek die been van die man aan die linkerkant. En hulle stap verby Jesus om by die man aan die regterkant te kom, om sy bene te breek. Die Bybel sê, toe hulle terugkom na hom toe, toe hulle by Jesus kom, en sien dat hy reeds gesterf het, het hulle nie sy bene gebreek nie. Hulle het nie sy bene gebreek nie. En een van die soldate, jy sien, dinge moet kom tot vervulling. Een van die soldate het egter sy spies geneem en in Jesus se sy gesteek en daar het dadelik het daar bloed en water uitgevloei. Dieselfde man wat vooraf gesê het, ek is dors, sy gee water op. Dieselfde een wat gesê het, ek is die fontein van lewende waters. Sy bring die bewys van wat hy gesê het, is waar. En hy wat dit aanskou het, vertel dit gesaghebend, wat beteken, hy vertel dit met respek. Hy vertel dit met eerbiediging van net die feit dat hy dit gesien het sy hele mindset aangaande Jesus verander. Dit wat hy gehoor het van Jesus is verander toe hy gesien het wat aan die kruis gebeur. Halleluja. Hy sê, hy weet ook dat hy die waarheid praat, sodat ook julle tot geloof moet kom. Van hierdie dinge het gebeur, sodat die skrif vervul kan word. Geen been van hom sal gebreek word nie. Verder sê die skrif, hulle sal hom aanskou wie hulle deurboor het. Die skrif wat ek sy weer vooraf gelees het, as jy verder gaan in die skrif, dan sê Moses aan die volk, die lam wat julle slag, wanneer julle sy vleis eet, moet julle gelyk opdeel aan elke een wat in die huis is, moet 'n gelyke deel kry. En julle moet dit alles daai dag eet. Het moet nie oorstaan vir môre nie, het moet nie uitgedeel word buite nie, het moet binne die huis klaar geëet word. Dan sê hy die ding, die bene mag nie gebreek word nie. Die lam wat geslag word, se bene mag nie gebreek word nie. Dis 'n skrif in Exodus in die Ou Testament, want die lam van die mens kom nog om geslag te word, sodat sy volk van hulle sonde verlos kan word. Halleluja. En wanneer hy aan tafel gaan met sy disippels, dan kom die skrif in Exodus weer tot vervulling. Want die Bybel sê, hy neem die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en hy gee aan elke ene gelyke deel, net aan hulle wie binne die huis is, net aan hulle wie aan die tafel saam met hom sit. Yes, Lord. Gee 'n gelyke deel. Jesus. Halleluja. Hy sê, neem eet. Dit is my liggaam Mighty God. wat vir julle gebreek word. Soos Moses aan die volk sê, wanneer julle hierdie lam se liggaam verdeel dit aan gelyke dele onder wie in die huis is. In Korintiërs sê die skrif ook, daarom as julle by mekaar kom, wag vir mekaar, sodat almal gelyk op kan kry, dat iemand nie agterna moet kom en sê, maar ek het nie gekry nie, of myne is te klein nie. Nee, as jy daar is, almal wat daar is, ontvang 'n gelyke deel. Die krag van die bloed, wat my redding bewerkstellig het, is dieselfde krag van dieselfde bloed,
wat u redding bewerkstellig. Lord Jesus. 'n gelyke deel van genade is beskikbaar vir elke een van ons, vir elke een wat tot geloof kom om te glo, sê die woord van die Here. Kyk mooi. Hierdie getuienis van die werklikheid van Jesus as God se seun kom nie van 'n Jood af nie. Het kom nie van 'n priester af nie. Het kom nie van 'n Israeliet af nie. Het kom van 'n Romeinse soldaat af. Iemand wat 'n ander glo, 'n ander geloofsbelijdenis het. Maar hy sê, toe hy dit hier skrywe, toe sê hy sê dit met gesag, hy sê dit met liefde, hy sê dit met respek, van hy wil hê die wie dit hoor, wie dit lees, jare, maande, dekades na hom, eeue na hom, wie dit lees met dit dieselfde wat hy geglo het, moet hulle glo, en hulle moet tot geloof kom. Mighty God. Die feit dat ons glo, is die verandering in die Romeinse soldaat se lewe. Yes, Lord. Voor dit, as hy dalk deel van die manne wie sy klere geskeur het, want hy is net nog 'n man. Voor dit, as hy is dalk die man wat hom met die karwats geslaan het, want hy is net nog 'n man. Voor dit, as hierdie soldaat dalk die man wie in sy gesig gespieg het, want hy is net nog 'n man. Voor dit, het hy hom dalk aangehits om die kruis elke keer, wanneer hy swak geword het, en het neergestrykel om aangehits het, staan op. Voor dit. Maar nadat sy oë, sy mind oortuig het, dat wat ek nou hier sien, is werklik waar, 'n Godseun, wat hier gesterf het vandag. Laat hy vir ek en u 'n boodskap agter wat sê, waarlik waar, hy was die seun van God gewees. Halleluja. En in hom was geen sonde nie. Yes, Lord. En op sy skouers rus die heerskappy. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek en u Dankie, Here. kyk vandag teen gelowiges. Jy kry gelowiges, dan kry jy gelowiges. En dan sien jy hoe dat die Here iemand se lot verander. Jy sien dit met jou eie oë. Maar jou mind wil nog nie glo nie. Jou mind sê dat nie is dalk omdat hy goeie werk het. Nie is omdat hulle groot familie is. Nie, hulle is lekker sterk, hulle support mekaar. Nee, man, is omdat sê 'n man 'n goeie man het. Nie is omdat hy 'n goeie vrou het. Nie is omdat hy gehoorsame kinders het. Jou mind kan nie oortuig word deur dit wat jou oë sien nie. Want jy weier eenvoudig om God eer te gee. Om God eer te gee. Halleluja. Die soldaat sê, wat ek gesien het my tot die besef gebring dat werklik waar hy is die seun van God. Hy is die seun van God. 'n doornkroon sit hulle op sy hoof en hulle doen dit om hom te spot. They did it to mock him. Bo sy hoof sit hulle 'n plakkaat of 'n bord wat sê koning van die Jode. Hulle doen dit om die spot met hom te dryf. Spykers slaan hulle in sy hande vas. Hulle doen dit om die spot met hom te dryf. Hulle slaan hom in 'n karwats. Daar's geskrewe wat sê hulle het hom 39 houe het hulle hom geslaan en elke hou het van sy vlees uitgeruk. Doornkroon het merke gelaat in sy hoof. Die dorings het deur sy vel gesteek tot teen sy skedel. Maar ek het niks gesê nie. Ek wil hê iemand het vir jouself insien. Iemand het vir jouself in kan dink. Iemand staan in jou plek. Iemand staan in jou plek en hy vat 'n kroon van dorings sodat jy 'n kroon van heerlikheid
kan beërwe. Hy vat die spykers aan sy hande, sodat jy vergifnis kan kry vir die generational curse van Eva, van die appel van die boom af pluk, of die vrug van die boom af pluk, wat sy nie moes gepluk het nie. Hy vat spykers aan sy voete, sodat ek en jy agter die bloedspoor aan kan loop, die weg tot die ewige lewe. En dit sy is die wonde, sodat ek en jy access of toegang kan kry tot daardie fontein van ewige waters. En nog steeds het ons dors. Sy liggaam is verbrysel, sodat ek en jy genesing en voeding kan ontvang. En nog steeds het ons honger en ly ons kranklikheid, siekte, nog steeds. Hoekom? Want ons het nog nie tot die volheid van geloof gekom nie. Ons het nog nie tot die volheid van die geloof gekom nie. Die volheid van geloof spreek van, al sê die mense wat? Yes, halleluja. Al doen my kinders wat? Al doen my man of vrou wat? Maar die Here sal ek nie verlaat nie. Yes, Lord. Al moet ek ook alleen staan. Die volheid van geloof praat van, al moet ek ook alleen staan. Al gaan ek ook opdrang. Al gaan ek ook hoe swaar. Here, ek sal U nie verlaat nie. Volheid van geloof praat van. Halleluja. Al sien ek dit nie nou nie. Yes, Lord. Al is dit nog nie besig om in my familie en my gesin te gebeur nie. Al het ek nog nie die werk nie. Here, nogtans. Dankie Here. Die volheid van geloof praat van. Halleluja. Jesus. Ons sal ook die spot met my dryf. Nogtans Here. Nogtans Here. Sal ek glo. U is my God. U is my redder. U is my leidsman. Halleluja. En daar is niemand soos U nie. Halleluja. Dankie Here. Nogtans. Yes, Nogtans Here. halleluja. Dankie Here. Wanneer ek dink aan Golgotha, as ek dink aan wat gebeur het met hom op die pad van Dolorosa, die weg van Dolorosa, as ek dink aan my heiland se lyding, Here, al kry ek volgens my bitter swaar, as dit nog steeds vir my die moeite werd Halleluja. om by U te bly. Dankie Here. Al kry ek hoe swaar, al gaan dit hoe moeilik, al word ek hoe verdruk, verstoot. Here, as nog steeds die moeite werd, dis waarvan die volheid van geloof praat. Halleluja. Dankie Here. Volheid van geloof praat, van gehoorsaamheid, is beter dan offerande. Jesus. Die volheid van geloof praat, van pligsgetrouheid, doelgerigtheid. Die volheid van geloof praat, soos hulle in die sondagskool sê, lees jou Bybel en bid elke dag. Die volheid van geloof praat, vas en bid, sodat jy staande kan bly. Die volheid van geloof praat van, kan die Heiland jou stuur? Kan die Here jou vertrou met sy Heilige Gees? Die volheid van geloof praat van my siel, sê ja! Halleluja. Die volheid van geloof praat. Also, Here. almal hulle rug op my draai. Here, nogtans. Nogtans, Here, nogtans. Die volheid van geloof praat. Van in my wil nie, Here, maar laat U wil geskied. Die volheid van geloof praat. Die volheid van geloof praat van daar's net een fontein, gevul met bloed, wat vloei uit my Jesus se sy. Halleluja. Dankie Here. Kan ons ons hoofde buig. Dankie Here. Halleluja.